Also julle, dis Vrydag. Ek hoop julle almal het die vooruitsig van 'n wonderlike lang naweek. Die van julle wat nie het nie, probeer dit maar so maak dat dit lekker is, man. Hoor jy, ek wil hierdie week afsluit op 'n bietjie meer van 'n kontroversiële stelling. Dit mag kontroversieel wees vir sekeres, maar nie noodwendig vir almal nie. Maar ek dink dit is tog belangrik om aan te raak. Die ding waaroor ek wil praat is die belegging van goud en silwer. Nou ek weet daar is mense wat dit hoog aansien, en as jy gaan kyk na verlede of in die verlede van die mensdom, dink ek dit is tog belangrik. Maar waaroor ek meerendeels wil praat is nie so seer of jy moet dit belê of nie belê nie, of dit aankoop nie, as 'n mens dit nou so kan stel nie. Waaroor ek vandag wil gesels is die volgende. As jy, of die ding wat jy moet verstaan, as jy hierdie belegging doen en jy koop hom aan, of koop dit aan, vir die toekoms, want jy sien hier kom moeilikheid ensovoorts, en jy maak dit 'n langtermyn belegging, so met ander woorde, jy hou dit sê net maar vir jou kinders of jou kleinkinders of wat ook al, ja, dan sal ek nie sê dis 'n slegte belegging nie. Ek dink is eintlik 'n baie goeie idee. Ek dink is veiliger byvoorbeeld as iets wat op die geldmark is. Dis maar net my opinie daaroor. Maar met dit bygesê, as jy dit koop want jy wil dit gebruik spesifiek in die tyd wat voorlê. So kom ons sê jy kom op die einde van die dag hier aan, of by 'n plek aan waar daar jy weet, jy het nou beplan en al daai goeders, en jy wil byvoorbeeld by 'n boer kom en jy sê vir hom, okay, hierso is argumentsondawe 2 keer R1. Jy weet, as jy nou die waarde vat, soek ek asseblief 2 of 3 beeste by jou. Ek dink nie daai gaan werk nie. Ek is eerlik met julle. Vir die eenvoudige rede, daar's 'n paar aspekte. Jy gaan 'n baie klein venster hê waar so iets gaan werk. So dit beteken daar gaan moet nog in 'n mate 'n bietjie stabiliteit in ons land wees, in die wêreld wees, om dit te kan doen, eerstens. Tweedens dink ek wat dit nog moeiliker gaan maak is die hoe gaan daai persoon kan verifieer of die goed wat jy vir hom gee waarlik is wat dit is. Ja, jy kan nou maar seker 'n sertifikaat kry of wat ook al, maar daai sertifikaat gaan nie die papier wees waarop hy geprint is nie. Dit gaan niks werd wees nie. So ek onthou nou mense, hierdie is uit en uit my siening op dit. As ek wel 'n voorstel kan maak vir mense, sal ek eerder met boere skakel en vir hulle sê, ek koop nou by jou 'n paar kalfies aan, hier is die finansies, jy maak hulle groot, ons kan winsverdeling doen, of jy hou die goed aan die lewe, wat ook al die scenario is. Dit is eerder die roete wat ek sal gaan, want ten minste is dit iets wat jy kan eet, en jy weet, dit gaan jou baie meer baat, dink ek persoonlik, as iets soos goud en silwer. Maar onthou nou mense, ek sê weer, dis vir my baie belangrik dat julle verstaan, hierdie is my persoonlike opinie. As jy die vermoë het om goud en silwer en daai goedjies te koop, en dit is vir jou 'n langtermyn belegging, asseblief doen dit. Moenie huiwer daaroor nie. Maar soos wat ek wel vir jou sê, dis 'n bietjie moeiliker. Ek dink wel in die tyd wat vir ons voorlê, gaan dit nie so eenvoudig wees nie. Ek dink ons gaan met 'n groter probleem en 'n groter scenario opeindig, waar daai goud nie vir jou veel werd gaan wees nie, en daai silwer ook nie. So, as jy daai vensterperiode mis, waar daai ou by wie jy hierdie goed dalk koop, dit nou wel kan verifieer ensovoorts, ja, dan gaan dit jou definitief baat. Maar die probleem is waarmee jy sit, is, kom ons vat 'n eenvoudige ding, dit gaan nou vreeslik klink, maar hier is die simpel realiteite daarna. As die kragnetwerk argumentsondawe môre in duie stort,
dan word iets soos water, net gewone water, baie vinnige kommoditeit. En ek dink nie mense verstaan heeltemal hoe vinnig, hoe erg dit kan raak nie. Ek gaan 'n voorbeeld gebruik wat ek kan onthou, wat ek gesien het met, ek dink is wat Katarina of wat ook al, daai tifoon wat deur is in Amerika, wat ek dink is New Orleans of wat ook al vernietig het daai tyd, 'n klomp jare terug. Waar die ouens byvoorbeeld goed soos bottelwater verkoop het aan die mense vir $50. Nou, mense, jy kan nou vir jouself uitwerk, 'n botteltjie water vir $50, jy weet, dit is, kyk, ek dink, dit is waansin, eerstens, die feit dat jy so baie vra, en ek dink tweedens, die feit dat enigiets vra is 'n issue. Want dan kyk jy na jou mense nie. Maar verstaan net die idee of die funksionaliteit van waarmee jy gaan sit. En onthou, daar was nog 'n mate van beheer, want dit het in 'n geïsoleerde area gebeur. Wat dink jy gaan gebeur as dit byvoorbeeld in 'n land soos ons in gebeur? Wat dink jy gaan jy kan koop met daai goud, silwer, diamante, maak nie regtig saak wat jy het nie. Jy weet, as jy jou vrou se trouring vat of wat ook al. Niemand gaan daai goed koop nie. Dit is maar net my opinie, of ten minste dit ruil vir 'n bees of 'n skaap of 'n hoender of wat ook al nie. En dit is waar ek wil hê julle ook moet begin dink aan die maniere hoe julle verby die goed kan kom en wat julle na kan kyk. So dis hoekom ek ook maar voorstel, as jy weet van 'n boer en jy kan nou al belê in iets op sy plaas en jy weet dit is die veiliger area of 'n area wat ten minste veiliger is, dan weet jy ten minste jy het 'n beleggingkie daar. Ja, dis miskien nou nie klomp geld nie. Ek dink jy gaan 'n hele paar goedjies kan koop met daai geld. Maar die tweede aspek is, jy weet ten minste, ek dink ook, pas op om dit te probeer doen om wins daar uit te maak, want dit gaan nie werk nie. Tensy jy by 'n groot boer inkom, maar daar gaan jy ook moet baie, jy weet, insit, om dit wel te kan doen. Maar dis regtig my voorstel. Veral as jy uit die stede uitkom, jy's nie klaar in die platteland nie, jy het nie klaar goed in die grond nie, jy het nie klaar diere jy weet, in die veld nie. Jy weet, en jy kom hier aan, ja, jou voorbereiding mag uitstekend wees, maar soos ek sê, die groot probleem wat ek maar altyd voorsien is, ons kan voorberei so goed en so lank as wat ons wil, maar dit gaan ook klaar raak. En dan moet ons onthou, jy weet, die hernuwing daarna, hoe lank gaan dit vat? Jy weet, stupid voorbeeld, as jy gaan kyk na enige oorlogssituasie, waar die meeste sterftes gewoonlik plaasvind, is nie soseer in die geveg self nie, is gewoonlik na die tyd. Dis die mense wat doodgaan van nie skoon water nie, is die mense wat doodgaan van nie genoeg kos nie. En dis hoe ons half daarna moet kyk, en jy jouself moet begin oriënteer en begin besef, dat jy moet maar begin probeer, as jy kan natuurlik, belê in iets wat vir jou waarde kan gee. En dit is nou maar ongelukkig so, weer eens, mense gaan dit seker nou al 3 keer gesê, maar dit is my persoonlike opinie, want ek kan nie sien hoe gaan jy goud en silwer kan eet nie. Wat ek wel vir jou kan sê is, ek weet hoe gaan jy 'n skaap en 'n bees en 'n hoender kan eet. So mense, dis iets om oor na te dink, laat julle gedagtes gaan, veral oor die naweek. Dis nie, laat julle dit moet doen of nie moet doen nie. Ek wil net hê julle moet dink, 'n bietjie anders te begin dink oor, wat is regtig waardevol? Julle sal onthou, ek het in die een stemnota geraak aan die beroepe wat meer belangrik gaan wees as ander beroepe. En dit is maar die rede daarvoor. Jy sal verstaan, as jy daai video saam met hierdie video luister, sal jy dalk verstaan, dat op hierdie stadium glo ek die wêreld is redelik onderste bo.
vir die eenvoudige rede dat iemand wat iets maak uit iets uit, behoort jou hooggeagste mense te wees. En nie, as jy nou maar 'n bietjie navorsing gaan doen oor die finansiële sisteme en hoe dit in plek gestel is dit eintlik alles maar 'n farce, as 'n mens dit so kan stel. Maar ja, mense, soos wat ek sê, dis weer eens my persoonlike opinie, asseblief moenie, jy weet, jy kan met my persoonlik daaroor gesels, dis nie, enige iemand anders is 'n opinie noodwendig nie, maar dit is maar net my opinie oor die hele situasie. Jy weet, as jy, en onthou mense, dit gaan ook oor hoe dit gaan as jy vat, en jy vat die goudprys, wat minder as 2 jaar terug, was hy so $1,500-1,800 'n ons. Ek dink hy's nou by $3,300 'n ons. Dan het jy baie goeie wins gemaak. Maar weer 'n keer, en hier is die groot ding wat ek net wil hê julle moet verstaan. Wat gaan jy belê om regtig volhoubaarheid vir jou, jy weet, te laat vooruit sien? En dis waar die probleem kom. Goud gaan jy nie kan eet nie. Ja, vat byvoorbeeld soos wat ek aan geraak het, jy weet, as jy vir jouself kan byvoorbeeld diesel maak, of jy kan vir jouself kos voorsien, yes, dit is waar die belangrikheid lê. Op die einde van die dag, dit is waar ek glo die verskil op die einde van die dag gaan lê. Mense, maar onthou nou maar weer, soos wat ek maar altyd sê, dis my opinie. Jy hoef nie dieselfde opinie te hê nie, maar ek glo, as jy wil kyk na belegging en sulke tipe goeders, kommunikeer met 'n boer, maak 'n plan met hom. Jy weet, as dalk 'n ou wat jy al vir jare ken, sê jy koop 'n paar beeste by hom, of wat ook al. Hy kyk na hulle, of jy koop ekstra voer, wat ook al. Gaan werk uit daai scenario wat jy persoonlik met daai ou wil reël. Maar andersins, ek sien nie dat dit op 'n ander manier gaan werk nie. En ja, soos ek sê, sorg maar dat jy die ou ook persoonlik ken. Moenie pas op maar vir ouens wat jou dalk nou jou geld gaan vat en dalk het steel of wat ook al. Ja, ek weet nie, dis maar 'n moeilike een. Maar soos ek sê, dis wat ek sal voorstel, mense na kyk. En as jy ook die vermoë het, en jy kan dalk al twee doen, even beter. Jy weet, weet jy ten minste, jy het 'n langtermyn belegging vir jou kinders of kleinkinders. En dit glo ek is waar die goud en silwer belangrik raak. Maar mense moet net besop om nie in daai gat te val waar jy goud en silwer koop en jy dink jy gaan na iemand toe gaan en sê, hoorie, hier soos 'n kreerrand vir 'n bees of 2 of 3 beeste nie. Hy gaan dit nie aanvaar nie, want die 2 of 3 beeste is baie meer werd in daai tyd as wat dit byvoorbeeld nou is. En dis die realiteit wat ek wil hê mense moet soort van besef en moet in hulle koppe kry. Ok julle, dis dit. Ek hoop julle het 'n wonderlike naweek. Die winter is hier. Dis lekker koud en ons sal maandag weer praat. Bye bye.